sorry. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split this sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescue me so I can stand and sing. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Ek nooi jou uit om die Onse Vader gebed saam met my te bid. Onse Vader wat in hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geen hand almal.
Hallo Leen. Welkom by die erediens. Ek hoop jy het regtig vanaand 'n spesiale diens. Kan jy glo, ons is nou al in die 5de week van die kwartaal. So in die middel van die kwartaal. En ek sê vir leiers ook, of dis ons is nou eers in die 5de week van die kwartaal. So gee sommer vir die persoon langs jou high five om dit te herdenk. As hy 5de week van die kwartaal, ons het dit gemaak tot hier. So well done julle. En ek wil sommer hoor, is iemand hier wat hierdie week, wat vandag, en die week wat kom, wat verjaar? Okay, ons het sweeties, okay. Hulle sê vir my, die kinders, die tieners hou nie van dit nie, die kleintjies doen, maar ek weet tieners hou daarvan. Is die verjaardag hier? Is daar een? Okay. Okay, en Sonika, jy het ook verjaar. Laas week was jy nou nie hier gewees nie, so ons kan vir jou ook 'n sweetietjie gee. As hy, geluk met verjaardag. Nog iemand? Okay, daar mag net nog 4 mense verjaar, hoor. Net nog 4. Okay, Nikita, hou jy 'n bietjie vas, ek was seker maakies genoeg. Ons kan jou oorstaan, hè. Okay. Jy ook? Nou verjaar almal iewers skielik. Okay. Het jy gister verjaar? En hy jok, nee. Okay, het hy 4 maande terug verjaar? Dit tel nie. Okay, hierdie kant? Iemand wat verjaar hier? Okay. Daar agter, Nikita, is dit een vir jou, hoor. Hier's toe vraggies een vir jou. Wanneer verjaar jy? Dinsdag, okay. Ons is almal spesiaal aan jou dink. Okay. Asai. So julle moet 'n lekker verjaarsdag hê. En op ons verjaarsdag dink ons sommer ook oor die gedagte dat jy gedoop is, nê? Onthou wie jy is en waar jy vandaan kom, 'n tema wat ons later vanaand ook weer gaan hervat. Paar praktiese reëlings, ons wys gou die kaart met die venues vir na die diens vir die groeigroepe. So jy sal sien in die kerk bied Sonika route aan vir die ouers. So julle kan gerus maar agterbly vir dit. Dankie vir Sonika daarvoor. En dan die graad 8, julle is in 'n konferensiesaal hierbo. En dan die graad 1 tot 6 is dieselfde tydelike klassies hier onder soos dit altyd is. En die res van ons gaan almal boontoe. Okay. Met die graad 10s in die kapel saam met Darius, die graad 9s in die konferensielokaal daar. En dan die graad 11s onder in die saal saam met my, waar ons al laas keer was. En dan die graad 7s is 'n groot groep. So hulle het al daai klaskamers bo op die eerste vloer is julle sin. So die leiers sal julle sommer daar kry. So en die route se tema vir vanaand is ouers wat verstaan. So dit was besig met afkondigings. Ons kyk na die afkondigingsvideo. Reroute ouers wat verstaan. Dis 'n kursus, datums 5 en 12 Mei, 6:30 die aand na die aanddiens en die plek is in die teater. Nou ouers van tieners het meeste van die tyd geen idee hoe om hul kinders deur een stuk deur die tienerjare te kry nie. En doen en sê dikwels op die verkeerde ding. En niemand het die antwoorde hierop nie, maar jy kan ten minste kom leer hoe om 'n ouer te wees wat jou tiener verstaan. So woon gerus hierdie kursus by. Onthou gerus ook dan die program vir die Hemelvaart en Pinkstertyd. En die 9de Mei is Hemelvaartsdiens, dis donderdag 6:30 die aand in die amfitheater. Bring vir jou fles met koffie en 'n warm kombers en dan gaan daar saam lofprysing gehou word en dan kan jy na die boodskap luister. 12 tot 14 Mei dan Pinkster aandreeks van Sondag tot Dinsdag 6:30 die aand in die kerkruimte. Professor Christe Wet lei dit en haar sop en broodjies beskikbaar vanaf 17:30 in die teater. 15 Mei dan is daar 'n gesprek oor die land en die verkiesing. Dis Woensdag 6:30 die aand in die kerkruimte. Dr. Zanner van der Westhuizen en Professor Christe Wet tree in gesprek met Barnard Beekman en Dr. Teens Elof. Daar's weer 'n sop en broodjies vanaf 5:30 in die teater beskikbaar. 19 Mei dan nagmaal Pinksterfees, dis 8:00, 10:00 en 5:30 soos gebruiklik in die kerkruimte. Dr. Zanner van der Westhuizen wat die oggend lei en Dominee Marco Koch die aand. Ons het gou geleentheid vir die gee van ons dankoffers.
So, ons is al vir 5 weke besig met 'n reeks in die naam Waardevol. En ons sluit dit nou vanaand af, die reeks van Waardevol. En hierdie tyd besin ons oor die wil van die Here vir ons lewe en hoe die Here vir ons wil lewe gee en dit in oorvloed. Nou vanaand se tema is jy is waardevol. Okay, so ons ander was vanoggend gewees en ons hanteer dieselfde tema dan ook vanaand hier in die diens. Ons gaan ook verder gaan en die tema hanteer in die groeigroepe. So ons gebruik hierdie beeld, het ook gesien toe jy ingestap het, hopelik, die watervalbeeld en hierdie is ook die idee van water wat beweeg, water wat val en dit dui op God se oorvloedige genade, vrede vir ons wat juist daai lewe vir ons kan gee en dit in oorvloed. En maar praat van water, daar's iets wat ek met jou wil deel. En hierdie storie, hierdie gedagte moet jy in jou agterkop hou vir die loop van hierdie diens vanaand asseblief. So het jy besef as jy water koop, dan wissel die prys afhangende van waar jy dit koop, nê, en die label wat daarop is. En daar is seker wetenskaplik verskille in die molekuulietjies hier binne-in, maar eintlik water is mos nou maar water. As dit gesond is, dan kan jy dit seker maar drink, nê. Maar as jy in 'n fancy restaurant so 'n bottel water in te koop, hoeveel dink jy gaan kos? So R80, nê? No jokes. Hang af hoe fancy ons gaan, nê. Okay. Op die lughawe kos dit so R40 partykeer. In die winkel, in 'n kafee kos dit so R16 en as jy dit by die huis moet volmaak, is dit 'n paar sent. So dan gedink. En eintlik maar die waarde van die water binne bly dieselfde. Nou wat sê dit vir ons van ons waarde? En so sien ons op die verhoog het ons spieëls, want hoe kyk jy na jouself? Hoe kyk jy na die waarde wat inherent deel is van wie jy is? Watter waarde het jy? Ons vra die vraag ook, wat sê dit van jou van jouself, né? Voel jy het meer waarde waar jy is? Soos wat water duurder is by verskillende plekke, voel jy het meer waarde as jy tussen belangrike mense is? Voel jy het meer waarde as jy in daai span speel en nie in hierdie CEO spannetjie onder nie? Voel jy het meer waarde as jy op die top 10 is teenoor ander kinders wat nie op die top 10 is nie, né? Waar jy self beleef, het jy meer waarde of nie? Dis een ding. Ander ding is, dink jy jou waarde is afhangend van die label wat op jou is? In ander woorde, jou voorkoms hoe jy lyk. Dink jy jou waarde sit daarin? Dink jy het bietjie meer waarde as jy bietjie mager is as 'n ander een? Of as jy bietjie sterker is as 'n ander ou? Okay. Lê jou waarde daarin. Dis 'n vraag wat ons met by onsself mee sit. En dit is belangrik want as ons so dink oor waardes, dan beteken dit jou waardes fluktueer altyd. Dit skuif heeltyd. Afhangende van wat mense sê en die omstandighede skuif dit die heeltyd. Daar's geen standvastigheid in wie jy is en watter waarde jy het nie. Maar God kyk anders na jou. God kyk anders na die waarde van wie jy is. By God fluktueer jou waarde glad nie. Dit bly altyd dieselfde. En die waarde wat God vir jou gee, wat jy binne jou hart het, bly altyd dieselfde. Dit bly konstant. Want Jesus self het gesê in Johannes 10 vers 10: Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. So geliefde, mag daar vir genade en vrede in oorvloed wees. Deur die kennis van God die Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. So ons teksgedeelte vir vanaand, as jy die Bybel wil oopmaak so lank, is Psalm 139. Okay, so vir die wat jy die Bybel sê, dis vir jou 'n triek. Psalms is so in die middel van die Bybel. So as jy mos so in die middel vat en jy maak oop, kom ons kyk wat reg is. Dan behoort jy daar uit te kom. Okay, ek's naby. Okay. So ek is by Prediker, so 'n bietjie ver. Maar dit is hoe jy Psalms ontdek. So in die middel van die Bybel sal jy Psalms kry. So aan die einde van die Psalms, daar's 150 van hulle. So hier teen die einde kom by 139. Dis wat ons vanaand gaan lees. En hierdie gedeelte bestaan uit 5 gedeeltes. Waarvan ons vanaand nou in die diens 2 gaan lees. En die derde een gaan ons vanaand lees in die groeigroepe na die tyd. So dit vorm so 'n eenheid so saam. Maar voordat ons dit saam gaan lees, eerste 2 stukke, kom ons word stil. Soek u, o God, my God, ek dors na u God.
Soms aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U vir altyd As ek ons ligte kry, wil ons kan saam Bybel lees asseblief, dan kan almal sien. As hy. Ons vra dat ons ons Bybel saambring, dat ons kan saam lees. Ek kan die ligte agter nie ook aan nie. Jy moet net mooi luister vir ons asseblief, daar's hy. So Psalm 139 vers 1 tot 6. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Nou die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Ons lees vir eers tot sover. So kyk op die bord, ek wil vir julle 2 sinnetjies wys. Eerstens is God is oral, teenoor God is altyd by my. Is dit dieselfde? Dink 'n bietjie. Wat dink jy? Dis nie dieselfde nie, daar's tog 'n verskil in die twee. Om te sê God is oral, is bietjie onpersoonlik, nie? Om te sê God is altyd by my, is diep en persoonlik. En om te sê God is oral, laat amper voel asof God nie spesifiek ook by my is nie. Het jy al so gevoel? Het jy al daai ervaring gekry? God voel nie so naby aan jou. Jy weet, God is oral, maar hy voel nie spesifiek naby aan jou nie. Wat Psalm 139 doen, is om ons te help skuif na die tweede een, die gedagte, God is altyd by my. Ons het ook in die taal gebruik, want dis 'n gebed, om te sê, Here, U ken my. Die woorde is persoonlik, in die eerste persoon gerig, soos wat mens met 'n vriend sou praat die digter met God. U is by, maar radikaal gewees het in daai tyd, waar dit geskryf is, in die Ou Testamentse tyd, was die Here in die tempel, en net die hoëpriester kan 1 keer per jaar met die Here praat. Nou iewes skielik, kom die psalmdigter en sê, maar hy het ervaring, sê, maar die Here is altyd by my, ken alles van my, oral waar ek gaan, diep en persoonlik, baie diep gedagtes wat hier gedeel word, en om dit nog meer intiem te maak, en nog dieper te gaan, kyk ons bietjie na vers 5, wat sê, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. En in Hebreëus sê dit letterlik, U plaas U handpalms op my. U plaas U handpalms op my. Nou dit kom voor, as ons dit hoor, U plaas U handpalms op my, dis lekker, die Here is in teenwoordigheid lekker snoesig hier by my. Maar eintlik, die woorde wat daar gebruik word, klink amper soos 'n militêre tipe gevoel, van die nabyheid, amper verdrukking, van soos wat jy 'n vyand sal druk in 'n hoek,
Nee, daai gedagte. En die vyand so daar sal staan en dink maar hy's nou omsingel hier, hy kan nie uitkom nie. Dis amper daai gevoel wat die digter hierso vir ons probeer kommunikeer. Wie van julle is claustrophobic? Is jy 'n paar van julle? Okay. So dit is die gedagte as jy in 'n klein spasie, 'n klein ruimte vasgevang is en jy kom nie uit nie. Nou wat wil jy doen dan daar? Jy paniek so 'n bietjie nê. Jy wil net met alle mag en mening net uit daai situasie uitkom. Dis amper die gevoel wat hier kom. Dit sê die Here se handpalm is op my. En dit klink donker, dit word beter in die einde, ek beloof. Okay. Maar dit is waar ons nou is in die teks. Sê dit is so 'n verskriklike ding om te dink die Here is by my. Die Here se teenwoordigheid is hier om my. Dit omsingel my heeltemal. Dit is eintlik scary as jy besef hoe naby die Here is. Besef ons dit altyd? Of beleef ons die Here is oral, maar nie noodwendig hier by my nie. Nou, Duitse dominees is baie oulik. Hulle het seker woordspelings. Nou beteken ek het baie lekker met Afrikaans ook. En hierdie keer het baie lekker gewerk. So hierdie dominee, Dietrich Bonhoeffer, het dit geskryf en dit pas perfek in Afrikaans. Hy sê die Here is verskriklik naby. Dus as jy besef hoe naby die Here aan jou is, in jou menswees, in jou wese, nee, elke liewe dag, elke oomblik, dan moet jy eintlik skrik daarvoor. Want dit is eintlik nie lekker gevoel nie. As jy besef die Here is so in jou persoonlike ruimte, die heeltyd, elke liewe dag, die heeltyd. Maar dink 'n bietjie daaroor. Dit maak tog sin, hè? As ek vir enige van julle nou moet vra om vorentoe te kom, met my toe kom praat, en ek vra vir jou, deel met my jou heel diepste geheim. Hoe sal jy voel? Jy is ook so 'n bietjie angstig raak, claustrophobic. Jy gaan wel weghardloop, nê? Want dis nie lekker nie. Ons wil tog as mense eintlik weet, ons het goed wat ons tog maar kan wegsteek, selfs van die Here. En die begeerte om te vlug, om weg te wil hardloop van die Here se teenwoordigheid, is eintlik deel van ons almal. Ons sien dit al van die heel begin af. Van Adam en Eva, wat het hulle gedoen? Toe hulle agterkom, hoor jy maar, weet hulle besef wie hulle is en wat om hulle aangaan. En het iets verkeerd gedoen. Wat doen hulle? Hulle probeer wegkruip vir die Here. Hulle probeer weghardloop, hulle probeer vlug van daai teenwoordigheid van die Here af. Ons almal het ons donker oomblikke in die lewe. Mislukkings, slegte ervarings, dinge wat ons gedoen wat ons verspyt is, foute wat ons gemaak het. Weet jy, val dalk op verkeerde tyd in op 'n liedjie wat jy sing, hè? Soos daai tipe goed gebeur in jou lewe, né? Soos wat ons vanaand ook beleef het. Waar is die? Want is hy nou weg? Okay. Hy weghardloop. Okay. So dit gebeur met 'n mens, né? Dinge gebeur, en gelukkig dink ons, maar mense vergeet gelukkig. En gelukkig vergeet ons ook, né? Maar nee, ons kan nie alles wegsteek. Ons kan nie dit wegsteek van die Here wat ons graag sou wil nie. Want wat ons dan hoor, iewes skielik in hierdie teks ook, is die Here wat alles weet, ken ook vir jou. Die teks is so mooi, die Here kyk dwars deur jou. Hy ken alles van jou. Nog voordat jy gaan sê wat jy wil sê, weet die Here wat dit gaan wees. Is dit scary? Is dit verskriklik? Dit moet wees. Maar as ek sê, dit word beter, ek beloof, okay. Want dit gaan aan. Kom ons lees 'n bietjie verder dan, van vers 7 af. Ek gaan die Bybel weer oop van vers 7 tot vers 12. Gaan ons 'n bietjie verder lees, want dis nou die gevoel wat die psalmdigter by hom het. Dis hy wil weghardloop. Hoor wat sê hy? Hy sê, waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Weet jy of jy opgemerk het nie, toe ons Vader in die begin van die diens opgesê het jy gehoor daar, dis nou die direkte vertaling, dis ook hoe dit regtig geskryf is in die Grieks, is ons sê, ons Vader wat in die hemele is. Julle het dit gesien, toe ons dit vanaand gelees het. Ons Vader wat in die hemele is. Nou, hoekom is dit? Meervoud, hemele. Dink, Psalm 139 antwoord dit vir ons. En sê, dit maak dit baie duidelik dat die Here is oral, op elke plek. Selfs in die doderyk, daar waar die Here nie behoort te wees nie, selfs daar gaan die Here vir jou wag. Jy kan ook nie daarvan wegkruip nie.
In die hemel kan hy nie, die verre ooste, die verre weste, nêrens kan jy vir die Here wegkruip nie. Dit help so 'n bietjie vir ons die Onse Vader gebed ook te verstaan. Die Here is oral en ook oral waar jy gaan, gaan die Here ook by jou wees. Jy kan nêrens vir hom wegkruip nie. Nou, iemand het gesê ek moet nou nie eintlik dit doen nie, want die tieners hou nie van kinderstories nie. Maar ek het vir Henry, ons het vir Henry 'n storieetjie wat vir my baie mooi is, wat iets van hierdie nogal verklap. En ek wil dit vanaand vir julle lees. En Henry is nou 2 jaar oud en hy love hierdie storie en ek ook. So ons het amper elke aand vir hom. Ek wil dit graag ook vir julle lees. So kyk so of julle die koneksie kan maak tussen die storie en wat ons vanaand oor praat. Okay. So die opskrif hier daar of van die boekie, die storie is iets agtervolg my. Okay, kyk of jy kan sien wat is dit. So die kat sê: dit volg my in die kombuis. Dit volg my in die gang. Dit volg my as ek spring. Dit volg my as ek muise vang. Dit volg my in die donker. Dit volg my in die lig. Dit volg my as ek bly voel of as ek hartseer sug. Dit volg my as ek loop of in die gang afnaal. Dit volg my as ek iets bekruip, 'n koekie of 'n swaal. Ek het gemaak of dit nie daar is. Ek het probeer om nie te staar. Ek het probeer om voor te gee dat dit my nie juis pla. Ek het probeer om weg te hol, om dit af te skud, maar ongeag waar ek gaan, oral sien ek dit. Dit volg my in die kelder, op die trap kan ek dit voel. Dit volg my op die rusbank, dit volg my op die stoel. As ek op my hoede bly, wag vir die regte tyd, kan ek dit dalk vang en dit lekker byt. En volgende slide. Wat dink jy gaan gebeur? Volgende prentjie. Eina! Okay, so ek het dit 'n bietjie die theatricals gedumb down. Jy sien, as ek dit verder lees en hoe wild gaan dit dan in daai huis hoor. So, oulike storie, nê? So die kern van hierdie storie is my nogal so mooi. En dis net die eerste episode, dit gaan eintlik gelukkig aan. Want as jy werklik besef, die Here kyk dwars deur jou, ken elke gedagte van jou, dan is dit verskriklik. Dit is scary. En die gevoel wat jy ontwikkel dan daar, is jy wil weghardloop. Dit is nie lekker om te weet, is eintlik iemand heeltyd in jou space nie. Is iemand in jou ruimte, wat jy soms dink, ek wil eintlik alleen wees, ek wil goed vir myself hou, geheime dinge, daar is die browser history van my lewe wil ek eintlik net kan delete, nee? Goed wat mense nie moet weet van my nie, dit wil ek apart hou. Maar soos die kat, nie kan wegkom van sy stert nie, so kan jy ook nie wegkom van die Here nie. Maar gelukkig wat gebeur is, ons sien 'n skuif in die digter se hart. Dis vir ons belangrik vanaand is, want dis bietjie fases van ons geloofsontwikkeling. Want alles kom op 'n punt van jou lewe wat jy besef, maar wow, regtig nie besef nie, maar soos dit weet in jou hart, die Here is hier, en hy is by my altyd. Nee? As jy nog nie beleef het nie, julle jongeles, julle gaan het ergens beleef, dan gaan jy 'n bietjie skrik hoor, dit gaan verskriklik wees. Maar 'n volgende fase, is dan die volgende gedeelte daarvan, dat jy eintlik berusting vind daarin, want dis okay, dis goed so, en dis nodig. En ons sien ook in die beeld wat gebruik word, want vers 5 sê ons, die angs van daai arm, daai hand op die skouer, daai verdrukking, daai claustrofobia, wat jy kan beleef, van God se teenwoordigheid, daai hand verander in vers 10, wat dan sê, ook daar lê u hand my, hou u regterhand my vas. Net die Here op 'n ander manier vasgehou, ewe skielik? Nee, maar jou belewenis, jou ervaring daarvan is anders. Eers die hand wat jy voor geskrik het wat op jou skouer is, nê? Daai einste hand, weet, kom jy op 'n plek in jou lewe wat jy dit kan vertrou. Die verskrikking verander in vertroue. En jy besef maar wag, hier is eintlik iets spesiaals aan die gang. Ek hoef nie bang te wees nie. Ek hoef nie weg te hardloop nie. Dit moet so wees. Ek kan rustig wees en vrede leef met die Here wat altyd by my is. Dis die goeie nuus van hierdie boodskap. Is juist die wete dat daai God wat alles weet, selfs daai diepste geheime van jou, wat jy bietjie oorskaam kry nou, nê? Selfs dit weet die Here. En ten spyte daarvan, en kan sê as gevolg daarvan, kies die Here nog steeds om sy hand op jou skouer te hou, en om jou op die regte pad te lei.
pad saam met jou te stap. Want die Here los nie vir jou nie. Soos wat kat se stert hom nie gaan los nie, so los die Here ook nie vir jou nie. Want die Here aanvaar jou 100% wie jy is. En ek wil jy moet dit hoor, nee, die Here is by jou en die Here aanvaar vir jou wie jy is. So net nie ou wat jy high five voorgegee het, of die dame, jy high five voorgegee het, kyk gaan na daai persoon en sê vir hulle, die Here aanvaar vir jou. Sê dit, ja, sê dit gou vir hulle hardop. En dis nodig om dit te hoor. Dis nodig om dit regtig te hoor. Die Here aanvaar vir jou. Die Here aanvaar vir jou. Die Here aanvaar vir jou. Hoekom? Want as jy nou in die spieël moet kyk, dan is daai die grond waarop jy staan om te weet, maar jy kan jouself ook aanvaar, want die Here het dit gedoen. Jy kan jouself vergewe, want die Here het dit gedoen. Jy kan waarde beleef in jouself, want die Here sien dit in jou raak. En jy kom op 'n punt in jou lewe wat jy begin gemaklik voel in jou eie vel. En jy maak vrede met die lewe. Die gedagte Here is by jou. Jy skrik nie meer nie, maar jy weet, jy kan rus vind dat jy nie alleen is nie. Ek wil afsluit hierdie storie vir julle te vertel. Dit is nou baie persoonlik, maar die bestaan is mos nou so persoonlik, so dis sê ek okay nie. Dit gaan alles oor daai intimiteit wat mens beleef. Nou toe ek nou die storie nou voorberei het om dit vir julle te lees, die storie van die kat, toe dink ek nou in my ervaring met Henry, want ek gedink het as 'n pa, as ek nou 'n kind kry, gaan ek baie gedrewe wees. Ek gaan hom nou dryf, ek gaan hom dryf om die slimste te wees. Hy gaan die meeste moet lees. Hy gaan die vinnigste moet hardloop. Hy gaan net die oulikste kind moet wees in die wêreld. Maar tot hy gebore is, toe besef ek die waarde lê nie in daai goed nie. Die waarde lê nie in prestasie. Die waarde trouens lê in daai plekke wat julle saam tyd spandeer en by mekaar kan wees. Net wees. Net is. En ek dink met julle storie wat ek gister nou beleef het, dit het regtig gebeur. So, dit is nou die middag, en dit is 'n slaaptyd. Hy slaap genoeg so 2 ure. Nou dit is dit wat jy nou kan asem skep. Julle ouers ken dit, nê? Nee. Ek sien hulle lag so. Daai asem skep, jy kan uiteindelik bietjie ontspan of jy kan net iets produktief doen in die huis dat jy nie heeltemal useless voel nie, nê. Praat van waarde, nê. So, en na 20 minute is Henry waarbyt wakker. Kies regop. Hallo pappa, kom ek daar in die kamer in. Kyk hy vir my. Jy gemoed sak so in jou skoene. Soos ag, jy weet sommer net jy gaan nou stryd wees. En nou gaan myself weet om 'n rede val. Hy het begin huk toe ek homself wakker. Nou maar hoe kry jy die huk van 'n baba weg? Het julle enige raad daarvoor? Want mense moet water drink, maar kon nie nou water in die baba se keel afdruk nie. So wat sê jy? Suiker. Okay, maar dan gaan jy vir Henry wakker maak. Nou gaan hy nooit weer slaap nie. So wat ek doen is ek kill hom. Okay, ons speel ek kill hom en hy lag mos uit sy maag uit. En eventueel toe ek op het besef ek moet nou ophou huk, asof hy nou vergeet het hy het huk gehad. Okay. Hy op huk en hy raak saggies aan die slaap. En my skouer is so op hom terwyl hy slaap. En ek weet ek kan eintlik uitslip weet, en my dinge gaan doen, maar ek kies om 'n rukkie nog daar te lê. So ek sit my skouer so op hom en ek sien hoe daai lyfie so op en af gaan. Op en afgaan. Op en afgaan. Soos hy asemhaal. En ek dink te myself, is dit hoe die Here vir my kyk? Jy weet, dit gaan nie oor die prestasie nie. Dit gaan nie oor hoe oulik is hy oomblik nie. Hy lê letterlik en slaap. Nee, ons maak foute, ons maak droog, die oppe en awe van ons lewens, die oppe en af. Op en af. Die op en af. Nee, dis in daai oomblikke dat die Here vir jou kyk en besef maar jy is amazing. Het gaan nie oor hoe goed jy is nie, het gaan nie oor jou label nie, het gaan nie oor die groep waar jy jouself bevind nie. Jou waarde lê nie daarin nie. Net in daai oomblik is jy genoeg en is jy waardevol. Ek dink iets daarvan kom ons deur uit hierdie stuk. So mag jy, geliefde, besef dat die Here met daai oë na jou kyk. Dat jy vir hom waardevol is. En mag jy uit daai identiteit leef. En mag jy soveel vreugde hê en vrede hê in hoe jy leef, daai rustigheid van God wat saam met jou die pad stap, dat ander dit ook in jou kan sien. Amen. Kom ons bid saam.
Ons Hemelse Vader, ek kom sit vandag by u voete in hierdie oomblik van stilte. En ek kom na u toe met 'n nederige hart en 'n siel wat verlang na u teenwoordigheid. Ek bid vir 'n dieper begrip van my eie selfwaarde. Laat my voel dat ek waardevol is in u oë, Here. Dat ek geskep is in u beeld en dat u vir my baie, baie lief is. Mag ek nie my eie waarde baseer op wat ander mense sê nie, maar laat my vertrou op wat u dit van my sê. Mag my waarde gegrond wees in u onfeilbare liefde. Help my verstaan dat ek altyd sal onthou dat ek goed genoeg is, net soos ek is, met al my foute en my onvolmaaktheden. Laat my elke dag groei in hierdie selfverstaan in hierdie selfliefde, en laat dit uit my uitstraal met die vreugde en die vrede wat u vir ons beloof, waar u ook sê, ek wil vir u lewe gee, en dit in oorvloed. Mag daai oorvloed oorspoel, en sommer mors reg rondom my, dat almal rondom my iets sal besef van hierdie belofte wat u vir my gee vanaand. En help my om ander te ondersteun op hulle reis na selfwaarde. En om hulle te herinner aan die waarde wat inherent deel is van hulle, wat nooit fluktueer nie, maar altyd dieselfde bly. Want u hand is altyd op ons. Amen. So kom ons staan en sit ons af met ons slotlied, The Goodness of God. Running after me with
Geliefde, wanneer jy die erediens verlaat, dan betree die erediens van die lewe. So ontvang die seën van die Here en gaan dan met God se vrede. Mag God enig jou seën, sodat jy lig vir die wêreld sal wees, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.